Vriende, goeiemôre. Vrydag die 7de Junie is ons gunsteling dag en ons is by Koffieker 856. En voordat ons vanmôre saamgesels oor ons tema, wil ek dan net van my kant af sê, natuurlik, ons bid saam vir almal wat in ons land geraak is deur die afgelope week of wat se vloedskade, stormskade. Groot dele van ons land wat regtig mense in nogal moeilike omstandighede sit op hierdie stadium. En dis my wonderlik om te kyk hoe kerke en geloofsgemeenskappe saam staan om te vra ook, hoe kan ons help, hoe kan ons 'n verskil maak. So kom ons bid ook spesiaal vandag vir mense wat in hierdie moeilike omstandighede leef. Hier by ons het ons ook die afgelope tyd baie lekker reën gehad, waarvan ek weet nêrens ernstige skade of so nie, maar ons is so dankbaar ook vir die nuwe lewe wat 'n mens reeds weer sien. In die fynbos wat uitkom na die reën. Ag, en dit is sommer net asof die reën sommer die stof so 'n bietjie van als afgewas het in elk geval. Ons gesels vanmôre oor ons volgende tema in ons preekreeks waarmee ons tans in die gemeente besig is, en dit is die tweede tema wat sê in hierdie huis, geloofshuis van ons, versorg ons mekaar. Nou wil ek onmiddellik sê, ek gaan nie vandag baie oor die versorging praat nie, bietjie, maar ek gaan eerder Dinsdag na Sondag se eredienste so bietjie meer daaroor gesels. Wat ek vandag so bietjie meer op wil fokus amper is die term huis, hierdie geloofsgemeenskap, hierdie plek waar ek en jy deel van vorm, hierdie familie waarby ons inskakel. En dit laat my dink aan 'n hele klomp jare gelede toe ons nog in Pretoria was, het Alexander een keer vir ons so 'n geblokte ding gegee met 'n klomp woorde op wat sê family is. En dan allerlei goed wat families doen en hoe hulle vir mekaar verantwoordelikheid neem, vir mekaar sorg, mekaar aanpraat, mekaar bemoedig, saam lag. Jy weet, noem maar op, 'n klomp goed wat daarmee saamgaan. En ek wil eintlik vanmôre so 'n bietjie net die koffieroer by wyse van spreuke, deur vir jou te vra om 'n bietjie te na te dink oor jou verwysingsraamwerk van huis of van familie dan op 'n sekere manier. Kyk, baie van ons kom uit gesinne, families waar ons regtig kan terugkyk na jare, as jy nou so hier in die tweede helfte van jou lewe is en sê maar, dit was 'n goeie tyd, saam met my pa, my ma, my broers, my susters, hoe jou familiesamestelling dan ook al was, maar dit is ook so, dat daar baie van ons is wat maar uit gebroke familieopsette kom, wat jou herinneringe van 'n pa, of 'n ma, of 'n boetie of 'n sussie en omstandighede wat dit gemaak het, nie altyd so goed is noodwendig nie. Maar dan is dit vir my wonderlik, vriende, om te besef dat wanneer ons oor die geloofsfamilie praat, die familie van God praat, ons as gelowiges wat saam in 'n gemeente of in 'n geloofsgemeenskap is, dat dit op 'n manier nie veel anders is nie. Daar is mos nou, soos wat ek Dinsdag gesê het, daai mense met wie jy van nature nie so goed oor die weg kom nie, en ons gaan so 'n bietjie vorentoe in die reeks ook daaroor praat, maar daar is ook daai mense met wie jy regtig baie nou verbintenisse het, baie nou verhouding het. Maar die feit is, dat ons aan mekaar verbind is, soos wat ons verlede week gesê het, of ons nou van iemand hou of nie hou nie, ons moet saam 'n gesin vorm, 'n huis vorm, 'n familie vorm, as gelowiges dan nou ook. En een van die beste maniere om ook vir mense te leer liefkry, dit sal julle mos nou weet, is om met daai persone in 'n verhouding te begin leef, om te fokus op dit wat hulle goed doen en positief doen, dit wat ons Dinsdag oor gepraat het, om te sê, maar wat is dit wat hulle aan die tafel toe bring? Wat sit hulle gesindheid en daarmee saam? Weet, hoe kan ek na die positiewe kyk van hierdie persoon? En daaroor skryf Petrus vir ons, en dis die teks wat ek vanmôre met jou wil deel, waarop ons ook Sondag so 'n bietjie gaan stil staan. Petrus skryf in sy brief, daar in 1 Petrus 4 vers 7, daar's 'n dringendheid, hy sê die einde van alles is naby. Natuurlik, hulle het 'n baie vinnige, spoedige eskatologie, toekomsverwagting, Jesus se wederkoms gehad, maar hy sê, omdat die einde naby is, omdat daar nie baie tyd is nie, hoor dan nou mooi, hy sê, daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Nou hierdie nugter wees beteken nie, jy moet nie dronk wees nie, natuurlik dit ook van alkohol nie, dit beteken 'n soort denke, 'n logiese denke wat sê, maar ek moenie laat emosionele omstandighede my regtig te veel, ek moet mooi logies, analities, nugter daaroor dink, en selfbeheers, baie belangrike woord vir my in hierdie teks van Petrus,
dat hy sê, ons wil mos baie keer sommer net reageer. Peter sê vir ons, nee, druk so 'n bietjie daai pause knoppie, pas selfbeheersing toe. En hoekom? Hy sê sodat ons kan bid, sodat ons in 'n beter verhouding met God kan leef en by hom kan hoor, wat vra hy van ons, wat wil hy vir ons hê, dan nou ook. Dan skryf Petrus verder en sê, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. Daai liefde, daai omgee, daai diep gevoel van, jy's vir my belangriker as wat ek self is, en daarom sal ek my lewe gee, sal ek dinge doen, sal ek goed in plek stel om die lewe vir jou beter te maak. Dis mos eintlik wat liefde is, veronderstel is om te wees. En dan sê hy so sterkie by, want die liefde bedek baie sondes. En dis daarop wat ek wil fokus vanmôre, vriende. Wanneer ek iemand regtig opreg liefhet, dan is dit asof daai liefde groter is as hierdie persoon se foute of tekortkominge, of dit wat hierdie persoon doen wat my irriteer of frustreer of wat ook al. Wanneer ek iemand opreg liefhet, dan maak dit daai sondes eintlik so bietjie toe. Petrus gaan dan verder en skryf en sê, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, met ander woorde, omdat God se genade vir ons groot is, daarom word ons bedienaars, ons sit dit eintlik op die skinkbord en vat dit na die wêreld toe. Sê dan ook, na mate elkeen 'n genadegawe van God ontvang het, moet hy of sy die ander dien. So julle hoor nou hier, waar kom dit? En dan gaan hy nou aan en sê, as dit is om te preek, of om te leer, of om te dien, jy moet die ander dien. Julle hoor onmiddellik, waar kom ek nou vandaan hopelik met hierdie teks? As ons dink aan die term, aan die uitdrukking, die stelling om te sê, in hierdie huis, hierdie geloofshuis, jou geloofsgemeenskap, is ons verbind aan mekaar, ons het dit met mekaar deurgepraat, maar daarom versorg ons mekaar ook. In hierdie versorging gaan ons Dinsdag bietjie meer oor praat, oor wat beteken dit alles, op watter vlakke praat ons van versorging. Maar dan gaan dit oor hierdie beginsel, die feit dat ons sê, omdat ons aan mekaar verbind is ons lief vir mekaar. Gee ons vir mekaar om, loop ons die pad vorentoe, moet ons soek daarna om hierdie liefde ook uit te bou, groter te maak, meer te maak, sodat ons mekaar kan versorg, sodat ons vir mekaar kan verantwoordelikheid neem, sodat ons, soos wat daai ding wat Alexander vir ons gegee het, kan sê, ons luister na mekaar, ons gee vir mekaar om, en, al die goed wat daarmee saamgaan. Ek wil jou uitnooi, om bietjie vandag en die naweek, weer te gaan dink oor jou netwerk rondom jou. Ek praat van jou gesin, jou familie, maar spesifiek jou geloofsfamilie. Daar waar jy ook al inskakel in 'n geloofsgemeenskap. En om te gaan vra vir die Heilige Gees, om vir jou te help om te sê, waar en hoe kan ek meer liefde uitbou? Hoe kan ek my liefde vir iemand, vir 'n bediening, hoe kan ek dit groter maak? Hoe kan ek meer intens lief hê? En vriende, die eenvoudige daarvan is verhoudinge. Ons kan nie iemand lief hê as ons nie met so 'n persoon kontak het, gereeld, moeite doen, tyd spandeer en noem maar op nie. En dis die roeping. Omdat ons gelowiges is, omdat ons in 'n geloofsfamilie, in 'n huis saam bly, God se huis, moet ons mekaar versorg, moet ons mekaar lief hê. Kom ons vra die Here om hierdie naweek ook vir ons opnuut nuwe fasette, nuwe aspekte daarvan oop te breek, sodat ek en jy dieper gewortel kan word in ons identiteit in Jesus Christus, in wat hy vir ons wil hê. Kom ons sit so dan, bid ons vanmôre saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook weer voor U kan stil raak. Ag en Vader, as ons praat oor hierdie ding dat ons as geloofsfamilie, as geloofshuis ook vir mekaar moet versorg en dat ons vir mekaar lief moet wees, dan wil ons onmiddellik erken, Here, dat dit nie altyd maklik is nie. Dat ons baie keer maar kies wie ons wil lief hê, met wie ons 'n pad verloop, wie ons in verhouding wil leef, maar U kom sê vir ons is aan mekaar verbind. Almal in 'n geloofsgemeenskap, trouens eintlik almal in 'n gemeenskap, want U het ons geplaas met 'n doel ook daar waar ons leef en werk en speel. En U nooi ons uit om ook na die mense rondom ons te kyk met U oë. U wat hulle raak sien as U skepsels, vir wie U geweldig lief is, so lief gehad het, dat U, Here Jesus, U self kom gee het. En daarom nooi ons uit en sê, kom hê ook so lief, kom versorg ook so mekaar.
En wat hierdie versorging als betref, Here, daaroor kan ons 'n klomp lank gesels en ons wag dat U ook vir ons deur die Gees wys wat die implikasie daarvan is. Maar help ons vandag om opnuut met U liefde na ander te kyk en te vra, hoe kan ek leer deur die Gees om ook so lief te hê? Ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder. Ons is maar hier so half besig en stil by die huis. Marie-Louise skryf eksamen volgende week maandag, dinsdag, woensdag. Groot lang eksamen, so sy is hard in die werk daarvoor en in die voorberei. Iewers vanaand vlieg ons Alexanderkind Londen toe. Hy gaan so 'n bietjie kuier daar en moontlik ook na werksonderhoud met maatskappy daar kyk vir volgende jaar. Môre het ons 'n heerlike potjie kos in die gemeente. Sommige net 'n kompetisie, nie net 'n lekker saam eet onder by die kerksaal, by die kuierkerk. So, dis ons naweek. Wat jy ook al doen hierdie naweek, mag dit iets wys, iets sê en jou iets laat beleef van die liefde van God wat hy vir ons gee, wat ek en jy vir ander kan uitdeel, omdat ons sê, ons versorg mekaar. Geniet jou koffie en mooi loop.